Môre geliefdes, ek groet u in die mooi naam van ons koning Jesus. En 'n spesiale groet aan daardie geliefdes van ons vriende daar in Pietermaritzburg. En dis lekker om weer met u te kan gesels oor die woord van die Here. Nou, ek wil vanmôre bedien rondom triomferende Christendom. En as ons die Bybel vat, jy sien hier is waarhede in hierdie boek wat vir ons vry kan maak. Ons het die Bybel in ons hande, ons het geen verskoning nie, maar die vyand sal alles in sy vermoë doen om hierdie waarhede van ons af weg te kan steek, dat ons nie vry kan kom nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dat die duiwel kan nie my geloof steel nie, hy kan nie my geloof stop nie, dat die leeu's in die Kolosseum kon nie Christendom uitwis nie, Siberië kan nie Christendom gestop het nie, kommunistiese China kon nie Christendom stop nie, kon hulle dit nie uitvee nie. Jesus is die verlosser, hy is 'n unieke verlosser, en hy is die rots waarop ons staan. En Jason sê vir my dat hulle in China in die restaurante sit hulle en hulle lees die Bybel vandag. Daarom dan, ons het die voorreg vandag om hierdie waarhede te kan oopmaak. Ek wil u graag help hoe om vry te kan kom. En Jesus het by 'n geleentheid gesê dat die poorte van die hel sal nie sy kerk kan stop nie. En want die kerk is op 'n rots gebou. En wie is hierdie rots? Dis Jesus Christus. En die duiwel sit nou in die poorte van die hel. En hy beraam daar planne hoe hy die kerk van Christus kan stop. Maar ek wil kategories in die openbaar sê, dat daar geen plan is wat hy sal kan beraam, om die kerk van Christus te kan stop nie. Want die kerk is triomferend. En ek wil graag vanmôre na skrif toe gaan, daar in 1 Korintiërs 15 vers 57. En hy sê, maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. 2 Korintiërs 2 vers 14. Maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer, nie net sekere tye nie, altyd laat triomfeer, in Christus, en wat die reuk van sy kennis, deur ons oral versprei. God sy dank. Nou mense, ek hou van reukwerk, maar partykeer sal ek verby 'n plek ry wat stink, en dan sal ek die vensters toedraai. Maar wanneer ons die evangelie van Christus versprei, dan gee ons 'n lieflike geurwerk af. En ek hou van daardie reuk, ek hou van dit. Jy sien, ons kan vanmôre vra, word ons dan nooit oorkom nie? Gee ons altyd 'n lieflike geurwerk af? Ja, ek wil dit appeleer, dit is waar. Sien, as ons gaan kyk daar in 2 Korintiërs 4, dan kan ons lees vers 8 en 9, wat skryf Paulus daar? Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Sien wat ek hou van Paulus, hy ontken nie dat ons nie deur moeilike tye gaan nie, maar in die moeilike tye kan ons nog steeds God dank. Ons kan nie oorkom word nie. Jy sien, wanneer ek in 'n boksgeveg is, ek kan neergewerp word, maar ek kan nie vernietig word nie, ek kan nog steeds opstaan en die geveg wen. I can be struck down, but I cannot be destroyed. Daarom dan, ons is oorwinnend, ons is 'n triomferende kerk, en ek is deel van daardie kerk. Kan u ook vanmôre sê, u is deel van daardie kerk? Ons is deel van 'n triomferende kerk. Nou ek wil vanmôre vir julle 'n paar waarhede gee, hoe om in oorwinning te kan leef oor die vyand. Nou as ek praat van die vyand mense, dan praat ek van die duiwel en demone, maar ek wil nie nou verwys na sy kosmos nie, sy alternatiewe stelsel, wat hy geïmplementeer het, wat elke man en vrou en kind raak. Jy sien, hy wil jou finansies steel, hy wil jou gesondheid steel, jou vrede, jou vreugde. Hy wil al daai goed steel by jou.
maar ek praat vanmôre oor hoe jy die vyand kan oorwin in jou lewe. En ek wil vir jou 'n paar skrifte gee, paar waarhede uithaal uit die woord van God uit. Wat God vir ons gegee het, wat ons kan doen om te kan oorwin. En ek wil graag die eerste ene wil ek na Jesus self toe gaan, waar hy versoek was deur die duiwel. Jesus was deur die Gees in die woestyn ingelei, en daar was hy versoek deur die duiwel, waar hy 40 dae gevas het, en Jesus het honger gehad. Nou lees ek graag vir u in Matteus 4, vanaf vers 1 tot 10. Dan gaan kyk ons, daar was 3 kere, wat die vyand na Jesus toe gekom het, die duiwel, en Jesus versoek het. En ek wil graag vir ons lees vanaf vers 1. Matteus 4 vanaf vers 1. En toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Jy sien, Jesus het honger geword. Hy het 'n behoefte gehad. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en hy sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Jy sien, die vyand, die duiwel kom na Jesus toe. Hy val hom aan, as u die seun van God is. Jy sien, Jesus het hom toe geïgnoreer oor hierdie feit, want hy wou twyfel by Jesus saai of hy die seun van God is. Maar Jesus ignoreer hom, hy antwoord hom nie eens daarop nie. Jy sien, ek persoonlik dink, daar word tye aan die duiwel, is daar tye wanneer ons te veel aandag aan hom gee, want hy wil aandag hê, en hy wil aandag trek, terwyl hy 'n verslaande vyand is. Hy's 'n gevalle wese, en daar word te veel aandag gegee. Die skrywer in Hebreërs sê dat Jesus het hom 'n 0 gemaak, 'n ronde 0. Hulle vertel dat Smith Wigglesworth, hy het eendag geslaap in 'n plek, en daar was nie krag gewees nie, ook maar seker load shedding gehad, maar daar was nie krag nie, en Smith Wigglesworth, hy slaap en hy word in die aand wakker, en hy ervaar 'n bose atmosfeer in die vertrek. En hulle sê Smith Wigglesworth het die kers aangesteek en hy het omgekyk en hy het gesien die duiwel by sy voete en staan. En al wat hy gedoen het is om te sê, o, is dit maar weer jy, die kers doodgeblaas, omgedraai en verder geslaap. Nou geliefdes, ek hou van daardie tipe Christenskap. Wanneer die vyand jou aanval, dis nie tyd om te vrees nie, dis tyd om aan te gaan in die geloof, om aan te val. Jy sien, ons as kerk, ons kan nie net bly wil verdedig nie. Ons sal moet aanval, om die stryd te kan wen. Enige rugby span, as hulle net verdedig, hulle kan nie die wedstryd wen nie. So ek glo dis tyd vir die kerk om aan te val. Maar hier sien ons dat Jesus ignoreer hom oor daardie vraag. Maar omdat hy Jesus aangevat het oor voedsel, sê Jesus, daar staan geskrywe, en Jesus quoteer skrif oor voedsel. En hy sê dat die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Jy sien, hy word aangeval met voedsel, Jesus quoteer skrif oor voedsel. Daarom is dit so belangrik dat ons die regte ammunisie moet gebruik, die regte koel in die geweer sit. So die vyand, as hy my aanval in my fisiese siekte, gaan dit nie help om skrif te quoteer oor finansiële voorspoed nie. Jy hoor wat ek sê, ons moet die regte skrif hê. En Jesus sê vir hom, daar staan geskrywe. En dan gaan hy aan in vers 5, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad, en hy laat hom op die dak van die tempel staan, en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Sien wat die duiwel hier doen, hy quoteer skrif, hy quoteer 'n gedeelte uit Psalm 91, vers 11, maar hy quoteer nie die hele skrif nie. Wat het hy uitgelaat?
op al jou weë. Jy sien, want die duiwel het geweet, hy vat vir Jesus op die dak van die tempel. Dis nie 'n normale weë waarop die mens wandel nie. En hy laat hierdie gedeelte uit. Die duiwel ken die skrif, mense. Daarom dan, toe sê Jesus vir hom in vers 7, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Vers 8, toe neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. Jy sien, Jesus het dit nie ontken nie. Hy het nie gesê dit behoort nie aan jou nie. Want jy sien wat gebeur het in die tyd. Adam het sy heerskappy aan die duiwel oorgegee. En heidaglik is die duiwel die owerste van die wêreld. En in vers 9 sê hy vir hom, vir Jesus, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. En dan in vers 10 sien ons waar Jesus hom antwoord. En hy sê, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Sien, wat ek raak sien, Jesus, al 3 keer, sê Jesus, daar is geskrywe, daar is geskrywe, daar is geskrywe. Jy sien wat Jesus doen, hy gebruik die woord. Die woord van God sal altyd die duiwel in sy spore stop, geliefdes. Daarom die woord van God, laat ons oorwin. En ek kan onthou, daar was 'n tyd gewees in Springs, waar ek as 'n jong gelowige saam met Kobie Jacobs die evangelie gaan versprei het, daar in Geduld 'n lieflike geur gaan afgee daar. En terwyl ons daar was, het 'n frisgeboude man na ons toe gekom, 'n groot man. Mense, sy boarms was dikker as my bene. En hy het vir ons gesê, as julle nie gaan stop nie, dan gaan ek julle kop van julle lyf afhaal. En hy het gesê, ek sal 10 tel. As ek by 10 kom en julle is nog hier, dan gaan ek julle koppe afhaal van julle lyf af. En hy het begin tel. En ek dink, ek kan nie onthou nie, ek dink hy het hier by 8 gekom. Toe ruk ou Kobie het sy Bybel uit. En hy hou hom so voor hom en hy sê, as jy my wil slaan, sla my oor die woord, sla my oor die Bybel. Nou mense, ek het gesien, daai ou se oë, daar was verwarring, hy het nie geweet wat hy moes doen nie. En hy het omgedraai en hy het weggeloop. Daarom dan, ek sê weer, die woord van God sal altyd die duiwel in sy spore stop. Nou ek wil vanmôre na 'n tweede waarheid gaan kyk, uit die boek van die waarhede, in Jakobus 4 vers 7, en ek lees graag vir ons. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Jy sien mense, 3 dinge. Eerstens, onderwerp julle aan God, dan weerstaan die duiwel, en die derde ding is, hy sal wegvlug, jy sal sy rug sien. Nou wanneer ek kyk na onderwerping, mense, wanneer ek my onderwerp, in 'n area waar ek my moet onderwerp, dan word ek deel van God se stelsel. Maar wanneer ek my nie onderwerp, waar ek my moet onderwerp nie, dan word ek deel van Satan se stelsel. Daarom onderwerping aan God is so belangrik. Jy sien mense, wanneer ek kyk na onderwerping, dat dis 'n militêre term, ek onderwerp my vrywilliglik aan iemand, aan iets. Ek sit my onder die gesag van God se woord. En ek het gesien dat wanneer ons kyk na onderwerping, en dis so belangrik mense, in die jaar het ek gevind, dat ons kan bid, daar's verskillende maniere ons kan bid, ons kan geestelike oorlog voer, daar's 'n manier hoe ons moet bid, en dit gaan nie belangrik wees hoe hard jy gaan skree nie, maar wat wel belangrik is onderwerping aan God, om daardie gevegte kan wen, in geestelike oorlogsvoering. Jy sien geliefdes, vir my, die grootste stryd wat plaasgevind het op aarde, het aan die kruis plaasgevind. Toe Jesus aan die kruis gehang het, daai oorlog wat daar gevoer was. Jesus was gevangene geneem deur die Romeine. Hy was gemartel, gepynig, hy was op sy swakste gewees.
Hy was godsverlate, mensverlate gewees aan die kruis. En op sy swakste het al sy bloed verloor. Het die vyand hom aangeval soos 'n trop honde en hulle op hom neergekom. Maar Jesus het die geveg gewen, omdat hy hom onderwerp het aan God. En dit het al reeds in die tuin van Getsemane begin, toe Jesus gesê het, nie my wil nie, maar u wil, Vader. Daarom dan onderwerping, as jy die geveg wil wen, dis so belangrik, geliefdes. Ek het gaan kyk in die Ou Testament, met Israel se veldslae, en ek het gesien daar, dat daar was oorlog wat hulle gewen het, en daar was wat hulle verloor het. En wanneer hulle die veldslag gewen het, mense, die ongevalle syfer in die vyand se kamp, hulle het soos vliee gelê, terwyl daar min of amper geen ongevalle was aan Israel se kant nie. Nou wat het die uitslag bepaal? Ek het gesien, wanneer Israel gehoorsaam was aan God, het hulle die veldslag gewen. Die oomblik as hulle ongehoorsaam was, het hulle dit verloor. Daarom dan onderwerping, gehoorsaamheid aan God. Dit is so belangrik. Dit is waar jy begin. Onderwerp jou aan God. En daardie woord onderwerping, soos ek gesê, dis 'n militêre term. Ek onderwerp my aan iemand en aan iets. Daarom die vrou moet haar onderwerp aan die man, en die man kan nie die vrou dwing om te onderwerp nie. Sy moet dit vrywilliglik doen, want Bybelse onderwerping is vrywilliglik, dis 'n militêre term. En maar ek het wel gevind, wanneer die man gaan doen wat God sê hy moet doen, dan gaan dit maklik wees vir die vrou om haar te kan onderwerp aan haar man. En ek wil graag daai skrif gaan lees vir ons in 1 Petrus 3 vers 7. En daardie skrifgedeelte gaan oor die onderwerping van die vrou aan die man. En dan skryf Petrus die volgende: net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is, sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. My liewe broer, voor jy bid, maak seker dat jou verhouding met jou vrou reg is, sodat jou gebede nie verhinder sal word nie. Maar sy is die swakkere geslag. Dit beteken nie sy is 'n minderwaardige geslag nie. Sy is swakker, fisies swakker. Dit is wat die woord sê. Daarom moet ons haar eer bewys. En daar was 'n tyd gewees in my lewe wat ek na God toe gegaan het en vir die Here gevra het: Vader, wat bedoel U hierso? Hoe moet ek eer aan my vrou bewys? En die Heilige Gees het vir my gesê: seun, jy moet haar spesiaal laat voel. En van daardie dag af het ek my beste probeer om my vrou spesiaal te laat voel, om eer aan haar te bewys. Jy weet my darling, ek is lief vir jou, en jy is spesiaal. Jy is spesiaal. Nou, daarom dan, onderwerping is so belangrik, en dan begin ons daar, onderwerp jou aan God. So die vraag wat ek graag vir u wil vra is, hoe het jy geonderwerp aan God? Hoe staan jou onderwerping onder die gesag van God se woord? Sien, ek het my onder God se woord geplaas, onder die gesag van God se woord. En ek onderwerp my eerstens aan God, en dan weerstaan ek. Nou wanneer ek kyk na die woord weerstaan, to resist the devil. Wie moet ek resist? The devil. And the word resist is a compound word in Greek. It means two things. Firstly, it means to set against. Secondly, to cause to stand. I set me against, and it caused me to stand. So met ander woorde, om te weerstaan, beteken I'm set me against. Dit beteken ek stel my teen. Ek kom teen dit. Ek neem my standpunt in. Ek neem my grondgebied in. Ek trek die streep. Ek neem stand in teen die duiwel. Ek is onbeweeglik. Ek kompromieer nie.
En dan kan ek staande bly, dan kan ek hom weerstaan. Daarom dan, ek het gevind dat daar baie mense is wat siek bly, omdat hulle nie stand ingeneem het nie. Hulle het nie teen daai siekte gekom nie. En hulle het nie gesê, ek vat dit nie. Jy sien, die ding is, ons moenie 'n pakkie aanvaar wat die duiwel by ons wil kom aflewer nie. Daarom, ons moet ons stand inneem, voordat ons staande kan bly en te kan weerstaan, ouens. Dit is so belangrik om dit te kan verstaan. Daar is mense wat gebind bly, omdat hulle nie standpunt ingeneem het nie. They do not set to come against daardie verslawing, daardie binding nie. En dan kan hulle weerstaan, dan kan hulle staan teen dit. En hulle kan dan, sal die vyand se rug gesien word. Hy sal wegvlug. Hy het geen ander opsie nie. Maar is so belangrik om dit te kan verstaan. Eerstens onderwerping aan God, vrywilliglik. Onderwerp my aan God se woord, gehoorsaam aan die Here, en dan I'm setting me against the attack of the devil. Ek neem my stand in, en ek staan nou teen dit. Daarom dan, ek sal nooit sê, ek het kanker as ek, of ek het diabetes, of ek is dit of dat nie. Ek vat dit nie. Ek word wel aangeval met dit. Maar my realiteit is nie finaal nie, dis veranderlik. Dis net die woord wat my kan vrymaak, die waarheid wat onveranderlik is. En daarom dan kan ons weerstaan. En die woord sê dat die vyand sal vlug. Die vyand sal vlug. Nou mense, die derde ene waarna ek net vinnig wil gaan kyk, om 'n waarheid, hoe om die vyand te kan oorwin, en in oorwinning te kan leef, en vry te kan kom, is die krag van gebed. En ek gaan vir ons daardie skrif lees uit Lukas 18 uit. En ek lees graag vir ons vanaf vers 1 tot 8. In vers 1 sê Jesus, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Jesus sê, gedurig bid, en nie moedeloos word nie. Sien mense in Grieks, daai woord moedeloos, not to turn cowardly. Not to turn cowardly. Om nie geestelik lafhartig te raak nie. Jy sien, Jesus leer ons hierso, om te bid, en aan te hou bid. Daar is mense wat in die begin vuriglik gebid het oor 'n saak, en hulle het al minder en minder begin bid oor dit, en vandag bid hulle glad nie eers meer oor dit nie. Jy sien, God sê, dis geestelike lafhartigheid. Do not turn cowardly, moenie moedeloos word nie. Daarom geliefdes, ek wil u aanmoedig, hou aan bid. Mag God weer 'n vuur in jou hart laat brand om te bid, en aan te volhard in die gebed. Vers 2 vertel Jesus nou hier van die regter. Daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee. En sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie, tog sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. En toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Die geloof, wat se geloof? Wat se geloof sal Jesus op die aarde vind? Die mense se geloof in die Messias? Nee. Die geloof waarvan hy hier praat, is die geloof om te volhard in gebed, om te bid en aanhou te bid, en om te volhard in die gebed. Sal hy wel hierdie tipe geloof vind, mense wat vasgestaan het in die gebed. Daarom ouens, ek wil u aanmoedig, om die vyand te oorwin, release the power of prayer, en hou aan bid,
tot die deurbraak kom. Wees desperaat. Ek sien daar die Kananeese vrou, wie se dogter duiwelbesete was. Sy het nie opgehou nie, sy het nie nee gevat vir 'n antwoord nie. Sy het aangehou. Kyk na daai vrou wat bloedvloeiing gehad het. Vir 12 jaar, toe sy Jesus sien, sy het deurgedruk, sy was desperaat. Ouens, ons het desperaatheid nodig. Ons moet volhard in die gebed om die vyand te oorwin. En ek wil net iets noem voor ek afsluit. En dit is, as jy iets gaan verdra in jou lewe, dan sal jy dit nie konfronteer nie. As jy iets gaan verdra, dan gaan jy dit nie konfronteer nie. Ek kyk na Dawid. Hy kom op die veldslag. Jy sien, die hele weermag van Israel was geïntimideer deur die reus. En die elke slag, as die reus 'n tree vorentoe kom, dan gaan hulle 2 tree terug. Totaal geïntimideer deur die reus. Maar Dawid kom op die toneel en hy sien wat aangaan. Maar Dawid sien nie die reus nie. Hy sien 'n geleentheid, die moontlikhede. En hy vra vir die koning Saul, wat gaan gebeur met die man wat hierdie reus verslaan? Wat gaan ek kry? Jy sien, hy sien moontlikhede. Hy sien die reus is te groot om te mis. En Dawid sê vir hom, jou onbesnede Filistyn, wie is jy om die slagordes van God uit te daag? Jy sien, ouens, hy het dit nie verdra nie. Die oomblik as jy iets gaan verdra, gaan jy dit nie konfronteer nie. Dis hoekom mense gebind bly, hulle bly vas met sekere dinge in hulle lewens, omdat hulle dit verdra en nie konfronteer nie. Om te oorwin in die vyand te oorwin, ouens, ons moet die dinge konfronteer. Gaan nie vanmôre die dinge duld in die lewe, dit wat die vyand by jou aandra. Ek wil vir u sê, konfronteer hom en doen hierdie dinge wat God vir ons leer. Hierdie waarhede, pas dit toe in jou lewe. Eerstens wat ek gesê het, die krag van God se woord. Tweede ding is om jou te onderwerp aan God en die vyand te weerstaan. Die derde ding is die krag van gebed. Wie sê vanmôre hulle is kandidate vir oorwinning? Hulle wil deel wees van die triomferende kerk van Christus. As jy sê, ja, ek is 'n kandidaat, nooi ek jy uit om te staan en te sê, ek is gereed om in oorwinning te gaan leef in Christus Jesus. En dan kan ek saam met u bid, saam met u stem. Dankie Vader dat ek vir elkeen kan intree wat na hierdie woord geluister het. En ek vra u Vader, verander ons gedagtes, ons denke. Help ons om in oorwinning te kan lewe, om die waarhede toe te kan pas, wat u vir ons in u woord gee. En ek dank u Vader, dat ons deel kan wees van 'n triomferende kerk, 'n kerk in oorwinning, vir wie Jesus gaan terugkeer. En ek dank u vir elkeen vanmôre, Here, wat 'n besluit geneem het, om hulle te onderwerp aan God en sy woord, om die vyand te weerstaan, om te volhard in die gebed. En ek bid vir hulle vir deurbrake, Here, sodat ons 'n lieflike geur sal wees van die oorwinning van Christus aan die kruis. En ons dank U daarvoor in die wonderlike naam van ons koning, ons oorwinnaar, en ons veg uit sy oorwinning uit, en ons palm ons oorwinnings in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Geliefdes, dankie dat U na die woord geluister het. En ek glo, ons sal weer kortliks gesels. En onthou een ding, God bly totaal getrou en hy bly volkome goed. Shalom.